Goeiedag julle almal. En vandag gaan ons so 'n oombliekie net kyk wat die woord van die Here vir ons leer in 1 Tessalonisense 2. Getrou soos 'n moeder en 'n vader. Dis waaroor dit handel. Getrouheid. Oom Piet en ouma is nie vandag hier nie, maar hulle sal volgende keer weer op hulle pos wees, soos altyd. En Alta Leroux gaan vandag vir ons voorlees. En nadat Alta vir ons voorgelees het, sal oupa Gert 'n woordjie met ons deel oor wat Alta gaan lees. 'n Fokus op vers 7 tot 12 vandag. Alta, Nuwe Lewende Vertaling 2007. 1 Tessalonisense 2. Julle weet self, broers en susters, dat ons besoek aan julle nie te vergeefs was nie. Ondanks die mishandeling en beledigings wat ons, soos julle weet, vroeër in Filippi moes verduur, het ons vertroue op ons God ons moed gegee om te midde van sterk teenkanting sy goeie nuus aan julle te verkondig. Ons prediking destyds het immers nie uit misleiding, onsuiwer motiewe of bedrog voortgevloei nie. Nee, ons praat omdat God ons gekeer het. Hy het die goeie nuus aan ons toevertrou. Ons doel is nie om mense tevrede te stel nie, maar God. Hy ondersoek die motiewe van ons harte. Julle weet dat ons nie destyds besig was met 'n gevleiery of 'n skelm geldmakery nie. God is ons getuie. Ons het ook nie by mense eer gesoek nie by julle nie en ook nie by ander mense nie. Al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het, was ons soos babietjies teenoor julle. Of soos 'n ma wat haar eie kinders aan haar laat drink, so het ons oor julle gevoel. Ons was heeltemal bereid om nie net God se goeie nuus met julle te deel nie, maar ook ons eie lewe, want ons het julle lief gekry. Broers en susters, julle onthou mos nog hoe hard ons gewerk en gesoeg het. Terwyl ons dag en nag gewerk het om nie vir enigiemand van julle 'n las te wees nie, het ons God se goeie nuus aan julle verkondig. Julle en God se getuies van hoe toegewyd, opreg en onberispelik ons in ons optrede was teenoor julle wat glo. Julle weet ook hoe ons, soos 'n pa met sy eie kinders maak, julle elkeen aangespoor en aangemoedig het om tot eer van God te lewe. Hy roep julle om deel te hê aan sy koningheerskappy en heerlikheid. Verder sal ons God aanhou dank dat julle sy woord wat julle by ons gehoor het, aangeneem het, nie as mensewoorde nie, maar soos dit werklik is, as God se woord. Die woord is aan die werk in julle wat glo. Broers en susters, julle het navolgers geword van God se gemeentes in Judea, dit wil sê die Christene daar. Julle het net so swaar onder julle volksgenote gelei, as wat onder die Jode gelei het. Die Jode het die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons vervolg. Verder stel hulle God nie tevrede nie. Ja, hulle is gekant teen alle mense, deur te probeer keer dat ons aan die nie-Joodse nasies vertel hoe ons verlos word. Deur te doen is hulle gedurig besig om hulle sondes meer te maak. God se oordeel het egter nou uiteindelik oor hulle gekom. Broers en susters, nadat ons 'n kort rukkie van julle geskei was, wel uit die oog, maar nie uit die hart nie, het ons hard probeer om julle persoonlik weer te sien, omdat ons baie na julle verlang. Ons wou dus na julle toe kom, ek, Paulus, meer as een keer, maar Satan het ons gekeer. Immers, as ons met Jesus ons Here se terugkeer voor hom moet staan, wie sal ons vooruitsig of blydskap of erekrans wees, as dit nie julle is nie? Julle is mos ons eer en ons blydskap. Nou ja, tot sover vandag, né? Mense het Paulus beskuldig dat hy selfsugtig is. Hy verdedig sy bediening, nie trots nie, maar om hulle geloof te beskerm. Hy het nie met vleiery of hepse gekom nie, maar soos 'n moeder wat haar kinders koester en soos 'n vader wat sy kinders vermaan. Paulus beklemtoon dat hulle ten spyte van teenkanting eers in Filippi en toe in Tessalonika volgehou het om die evangelie te verkondig. Paulus het vrymoedigheid in God gehad om te spreek ten spyte van mishandeling in Filippi.
Kyk hoe begin Paulus met dank. Hy onthou hulle werk van geloof en arbeid van liefde en verdraagsaamheid van hoop. Hulle het navolgers geword van die Here ten spyte van 'n swaar verdrukking met blydskap van die Heilige Gees. Hulle voorbeeld het in Macedonië en Agaia weer klink. Die mense daar het hulle bekeer van afgode om die lewende God te dien en sy seun uit die hemel te verwag, wat ons verlos van die toekomstige toorn van God. Dit is wat ware bekering doen. Dit draai jou hele lewe om. Paulus het nie mense behaag nie, maar God wat harte beproef. Paulus was nie 'n las vir hulle nie. Hy het self dag en nag gewerk. Hy was 'n tentmaker. En net soos oom Piet en ouma skiet oupa Gert 'n vraag vir sy omstanders die lig in. Deel julle net kennis van Jesus uit, of deel julle lewens soos 'n geestelike moeder of vader? Ontvang jy die Bybel as God se stem wat in jou werk, of net as goeie raad? Of hoor jy dit maar net? Here, leer ons om u evangelie nie net te preek nie, maar ons lewens met ander te deel, net soos Paulus syne gedeel het, Vader. Vader, maak ons harte sag, soos 'n moeder en sterk soos 'n vader. Ons prys u heilige naam vir dit vandag. Amen. Moenie jou hart ver van God laat dwaal nie. Daar is vrede in sy wil. Daar is lewe in sy hand. Een hart, een pad. Een God. Een pad. Een pad. Een pad. Jy kan nie op twee paaie loop nie, as jou hart na vrede vraag. Jy kan nie jou siel verdeel nie en verwag dat vreugde bly bestaan. Kom stap weer naby aan die Vader. Kom rus weer in sy lig. Waar sy wil jou voete lei, word jou môre weer verlig. Moenie vra vir vrede, terwyl jou hart so ver bly staan. Kom nader aan sy liefde, laat sy hand jou weer kom dra. Hy roep jou saggies nader, hy ken jou naam nog steeds. In sy teenwoordigheid is rus, in sy genade is daar vrede. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig. Ek hou my oor op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou. Ek gee my hart weer heeltemal aan u. Een God, een pad, uw vrede dra my vandag. Een Heer, een naam, uw liefde hou my vas. Hou my vas. Dra my vandag. Die wêreld kan so mooi kom roep, met beloftes blink en wyd. Maar net by God vind ek my rus, net by hom is daar voluit. Ek wil nie dwaal van u stem nie, ek wil nie weg van u hand. Lei my terug na u plan toe, laat my hart in u liefde brand. U soek my hele hart, nie net 'n stukkie van my lied nie. U roep my nader, omdat ek aan u behoort. Bring jou bekommernis nader, bring jou vraag na sy voet.
Met gebed en danksegging word jou hart weer stil en goed. Moenie swaar dra op jou eie, moenie vrees vir môre se dag. Die Here hoor jou fluister en sy vrede hou die wag. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oë op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Wees oor niks besorg nie, bring dit alles voor die Heer. In gebed en smeking, met dankbaarheid alweer. Laat jou hart weer stil word, laat jou siel weer asem kry. God se vrede se rivier, wat deur die diepste waters bly. Ek wil binne u wil leef, ek wil naby u bly staan. Vat my hart, Here Jesus, lei my op u pad voortaan. Lei my voortaan, hou my naby. Ek kies die vrede, Ek kies die lig, ek kies die liefde, ek kies die liefde. ek hou my oë op u gerig. Wie lei my hart? Die Here lei my hart, Wie dra my deur? die Here dra my deur. Wie gee my vrede? Gee my vrede, een God, een hart, ek behoort aan u. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oë op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Wees oor niks besorg nie, Bring alles na hom toe, met gebed, met danksegging, sy vrede sal jou dra. Een hart, een pad, en God.